Goeiemôre, dit is Saterdag 12 Desember en ek groet vir jou in die naam van die Here Jesus. Verjaarsdag vandag, Gideon van der Westhuizen, Annetjie Moller, baie geluk en seën aan julle. Geslagregisters is nou nie my belangstellingsveld nie, maar daar's tog baie in te leer en die Bybel is vol geslagregisters. Dit dui net daarop dat in God se woord is familie belangrik. Laat my dink aan wat vertel word van Charles Spurgeon, die befaamde Engelse prediker. Hy het 'n hawelose seun van die straat gekry en hom in sy huis ingeneem. Terwyl hy hom bad en skoon klere gereed kry, gesels Spurgeon met die seun oor God se liefde en hy bid vir die seun. In sy gebed spreek hy God aan as ons Vader. Na die gebed vra die seun vir Spurgeon waarom hy gebid het, ons Vader. Is God dan ook sy Vader? Waarop Spurgeon hom antwoord dat as hy Jesus aangeneem het, word hy God se kind. Die seun merk toe op dat as God hulle vader is, dan is Spurgeon mos sy broer. Spurgeon stuur die seun na 'n skoenwinkel in die dorp om vir hom 'n paar skoene op sy rekening te gaan koop. En later die dag gaan Spurgeon na die skoenwinkel om die rekening te gaan betaal en die winkeleienaar sê vir Spurgeon dat hy hierdie vreemde met die seun beleef het. Die seun het verwys na Spurgeon as sy broer. Net so antwoord Spurgeon, as die skoenwinkeleienaar ook God as Vader bely, dan is hy ook die seun se broer. En siende dat hulle familie is, kan hulle sommer die koste van die skoene deel. In geslagregisters en die geslagregister van Jesus is hierdie vreemde figure en ek gaan net vlugtig dit met jou deel. As ons in Matteus 1 lees, dan sien ons die geslagregister van Jesus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak en Isak die vader van Jakob en Jakob die vader van Juda en sy broers. En Juda was die vader van Peres by Serach by Tamar. En Peres was die vader van Hesron, Hesron die vader van Ram, Ram die vader van Aminadab en Aminadab die vader van Nachson en Nachson die vader van Salmon, Salmon die vader van Boas by Ragab en Boas die vader van Obed by Rut en Obed die vader van Isai en Isai die vader van koning Dawid en koning Dawid vader van Salomo by die vrou van Uria en so gaan die geslagregister aan. Nou weet ons dat vroue nie regtig geag was in die Joodse tradisie nie, maar hier word 'n paar vrouename in die geslagregister van Jesus ingevoeg en hulle het nie 'n goeie reputasie gehad nie. Tamar het haarself as 'n prostituut voorgedoen vir haar skoonpa Peres. Rut was 'n Moabitiese vrou en die Moabiete was afstammelinge van Lot nadat sy dogters hom verlei het. En Ragab was 'n prostituut in Jerigo en nadat sy die spioene versteek het wat Josua gestuur het voor die vernietiging van die stad, was haar en haar familie se lewens gespaar. En dan is daar Batseba vir wie koning Dawid verlei het en haar man laat ombring het nadat hy haar swanger gemaak het. Nou kom die woord van God en dit spel dit duidelik vir ons uit in Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Nou ja, ons weet dis Nuwe Testament. Verder het Paulus geleer in Galasiërs 3 vanaf vers 26, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle is almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. En daar is nie meer Jood of Griek en daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man of vrou, want julle is almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Ons as gelowiges het maar gespikkelde geslagregister in Christus. Maar as Efesiërs 2 vanaf vers 8 vir ons leer, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit is nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit werke nie sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. As 'n spreekwoord wat sê, vriende kan jy kies, maar nie familie nie. In biologiese families het ons baie geite. As familie in Christus het ons ook geite, maar die verskil hier is, dat wanneer ons in Christus is, lê ons geite af en beklee ons onsself met sy geregtigheid. Het jy al?
kan jy waarlik bely vanmôre dat in Christus het jy die ou mens afgelê en jou met sy geregtigheid bekleë. Hemelse Vader, ons bid U vanmôre dat U ons genadig sal wees, dat ons sal besef en weet dat wanneer ons in Christus is en ons met Hom bekleë het, is ons een in Hom en ons behoort aan U, nageslag van Abraham en volgens die belofte ook erfgename. Eer aan U daarvoor. Amen.